Goeienaand. Baie welkom by vanaand se diens. Dankie dat jy hier is. Is julle magies vol? Daar's nog sop daaronder. Daar's rennies by my in die huis. As jy nou al teen hierdie tyd rennies nodig het. Want ek sop in die oggend ook, so ek is ja, Sondag braai ek. Al moet ek op my eie braai. Nee, so baie dankie. Dankie dat jy hier was. Dankie vir al die vrouens wat gehelp het met die sop en opskep. Ons waardeer dit baie. Prof Dani, baie dankie vir die week. Ons kan nie glo die lekker is nou amper op nie. So baie dankie. Ons waardeer dit. Nie dit gisteraan so mooi opgesom. Toe ek daar sit, toe dink ek, toe ons kinders was, ek het 2 ouer broers. Het een aand het my pa huisgodsdiens gedoen. Toe rits my jongste boetie. So my pa het ons nooit vrae gevra nie, want hy het gesê dis nie goed nie, want dan luister jy nie regtig nie. Maar die aand wou Eras nie stil sit nie. Dan sy hier, dan sy daar. My pa sê vir my, gaan vir jou vra, hou op. En toe ons klaar is, toe sê hy vir hom, Eras, wat het ek gelees? Toe sê hy, pa het gelees van die blinde Portugees wat langs die pad gesit en bewe het. So het 'n paar van gisterand van Bartolomeus, dink ek, ja, daar's Eras. Blinde Portugees. Hy het nie geweet van Bartolomeus nie, Portugees was bekend, want daar was 'n winkel op die hoek gewees. Maar ek het geluister, ek was nie soos Eras rondgespring nie. Ja, ek dink, prof het ons so 'n bietjie aan die hart kom ruk hierdie week, om vir ons te sê, ons harte moet dieper. Ons moet pas op wat ons glo, want ons glo word bepaal ook deur ons omgewing, deur wat ons sien. En daar's so baie om oor na te dink. En die lekker is nou amper klaar, maar hierdie gaan vir ons besig hou tot volgende jaar Pinkster toe. En ek sien uit daarna om rustig weer te gaan sit en deur dit te luister, sodat dit half deel word van jou lyf. Ek het net hierdie week weer besef dat ons eintlik soveel vooropgestelde idees het, dat ons vlak raak. En dit is vir my, dis waaroor ek bekommerd is, dat ons nie sal vlak raak nie. So prof, baie dankie, en mag die bediening waar ook al, tussen die Milielande of by die universiteit geseënd wees. My man is ook by die universiteit, ek weet dis nie altyd so lekker en so maklik nie, maar dankie vir die goeie werk, en dankie om volgehou die waarheid diep te verkondig, eerder as om die maklike antwoorde te gee. Baie sterkte ook vanaand, en baie dankie. Hier's 'n briefie. Net voordat ek die band aan die woord stel, die JM Band, met ander lede vanaand, het jy toe jy so praat, is eintlik kostlik. Ek het nie geweet of haar verband is tussen jy's opgesop en pas op nie, ek het nou nie geweet van dit nie. Maar dit is so kostlik om na gelowiges en hulle verhale te luister. Veral as mense predikant is. En veral vir dit wat hulle beskryf. Tannie Marie was in 'n ongeluk, besoek haar in Meelmet, sy sê vir my, dominee, as dit nie vir die Here was nie, was ek nou in die hemel. Die volgende persoon, ek dog sy sou bly wees om in die hemel te wees, maar okay. Oom Hannes was 'n sendeling in die Vrystaat. Hy was 'n bokser tot op 48. Hy was dalk bietjie foos geslaan, ek sou nou nie weet nie, maar hy word 'n sendeling en het vir amper 22 jaar, het hy in die Vrystaat, dis hierdie is nou in die 60er jare, het hy toe sendelingwerk gedoen. Toe hy 80 word, het Radio Oranje, ek dink hulle was toe al Radio Oranje, ek kan nou nie onthou nie, om met 'n onderhoud, en hulle vra vir hom, Hannes, jy het nou oral oor die Vrystaat rondgedoen, jy's 80, jy moet seker ook dink aan jou dood. Waar gaan jy begrawe word, oom Hannes? Hy bly so oomblikie stil, hy sê, die Here my spaar hier in Bloemfontein. 'n Laaste verhaal in Valhalla in Pretoria. 'n Besondere vrou, Tannie Anna. Tannie Anna het 'n Mini Cooper gery, maar 'n ou model, nie 'n nuwe een nie. En dan het sy Vrydagoggende, het sy ingery na haar haarkapper, en ek het ook geleer, geen persoon kom tussen 'n vrou en haar haarkapper nie. Dan ry sy 8:00 in die oggende en dan ry sy met Eufees weg af daar om haar kapper te doen.
Hulle bel my die middag, die Vrydagmiddag en sê sy was in 'n vreeslike ongeluk. Ek is die aand as ek by ek dink dit was die Steve Biko Hospitaal waar sy was. En ek is by haar en sy lê met 'n suurstofmaskertjie aan en ek sê vir haar, "Tannie, wat het gebeur?" Sy sê, "Dominee, jy nie glo nie. 20 voor 8 toe ek wil ry, bel hierdie ou vriendin van my wat ek jare laas gesien het, bel sy my. Sy kan nie ophou praat nie, Dominee. Sy kan nie ophou praat nie. Nou sien ek het begin liggies te reën en ek moet by my haarkapper kom, Dominee. Ek sê naderhand vir haar, ek moet gaan. Ek spring in my kar, ek sal klaar 10 minute laat en ek ry af met EUV's weg, Dominee, maar dit so liggies gereën. En in Pretoria, as die eerste ligte reën val, is meeste van die hoofweë se draaie bietjie glad van die olie. Sy sê, Dominee, ek het maar bietjie gas gegee, want ek moet betyds wees by my haarkapper. En toe ek deur daai draai kom, Dominee, weet jy, toe breek die gat van my kar so weg. Ek haal my hande van die stuurwiel af, Dominee, en ek sê vir die Here, Here, vat oor. Dominee sal dit glo nie. Die Here rol my kar 3 keer. As ons vanaand verder gaan reis na 'n dieper en 'n groter hart, gaan ons waarskynlik by die mees sensitiewe van hierdie groter en dieper hart kom. En dis ons weerloosheid. Ons is in weerloosheid ontvang en gebore, nie in sonde nie. Ons is in weerloosheid ontvang en gebore. En vir 'n groter, dieper hart is dit die belangrikste verstaan wanneer dit kom by somtyds mis ek God. Ons gaan eers ietsie sing en dan gaan ek voortgaan. Jy kan saam met ons staan. Bloed het hy my vrygekoop, is my anker, my
Kom ons sluit vir 'n oomblik die oë. Here God, U is vanaand ons hartsverlange. Amen. Ons is weerloos in ons menswees. Ons is diep weerlose mense. En daarop gaan ek nou fokus vanaand rondom hierdie tema. Diep weerlose mense wat in afhanklikheid van God met redes van die hart ons lewens sinvol wil lewe. Met redes van die hart sinvol wil lewe, terwyl ons op die lewenspaaie, elkeen van ons, op soveel verskillende maniere, met die morsighede van die lewe te maak het, moet kan cope. Ek was baie diep dankbaar dat ek nie die Western Bypass vanmiddag gery het nie. Baie. Met hierdie morsighede van die lewe. Hierdie morsighede kan ontsporend wees. Hierdie morsighede kan traumaties wees. Dit kan ontnugterend wees. Dit kan so diep strek dat in die konteks van daardie emosies, dit wat ek gesê het, wat beweging bring in ons lewens, dat daardie emosies dit nie meer vir my die moeite werd maak om te lewe nie. Maar dit is nie al wat ons ken nie. Ander kere is daar soveel pret in ons lewens. In die geniet van die skoonheid en die goedheid van God se skepping, daar's net soveel maniere wat ons soveel momente van kan geniet, vreugde kan belewe, in ons relasies, in uitdrukking gee, aan ons skepende vermoëns, aan ons verbeelding, of dit in musiek is, en of dit in die kuns is, in die digkuns is, daar's net soveel skoonheid en goedheid. Ons ken nie net morsighede nie. Ons ken ook skoonheid en goedheid. En dis op hierdie lewenspad wat ons hierdie wisselende van morsigheid en skoonheid en goedheid ken, wat in ons lewens dit kan gebeur, dat ek God mis. Die tema vir vanaand. Somtyds mis ek God. Hierdie woordjie mis wat ek hier gebruik het, twee betekenisse. En in die hand van twee psalms wat ek nou gaan lees, gaan ons spesifiek kyk op watter wyse hierdie woordjies ter sprake kom in elkeen van hierdie psalms. Mis in die sin van ek kan God misverstaan. Maar ook mis in die sin van onvervulde verlange. So wanneer ek sê somtyds mis ek God, dan gaan ons kyk hoe die psalmdigter ons help met die misverstaan van God, maar ook met onvervulde verlange. Hierdie mis van God is een van die belangrikste lerende ervarings vir 'n groter en 'n dieper hart. Ja, ons het verby Bartimeus, die Portugees, het ons nou gehoor, ek was nie bewus, het hy dat hy 'n Portugees was, Bartimeus nie. Dat in hierdie ervaring van Bartimeus, van 'n hartsverandering, van 'n sien en 'n hoor wonder wat saamspeel, het ons geëindig by sien. Sien is nie onskuldig nie en glo is sien.
Maar nou moet ons ook by die moment kom, wanneer ons na hierdie blinde kolle kyk, ek kan God misverstaan, maar ook wanneer die lantern donker is, wanneer dit pikdonker is, ook in ons geloof. Hierdie mis van God is 'n lerende ervaring om by 'n groter en 'n dieper hart uit te kom en iets te verstaan van die wysheid van die liefde. Die eerste psalm wat ek gaan lees, moenie skrik, hy's net 3 reëls lank, dat jy dink daar kom nog psalm, dan sy oor. Dis so mooi, in die kommentare word hierdie psalm 'n klein pareltjie genoem. Dis vragtig, 'n klein pareltjie. Psalm 131. Ekskuus. Kort en kragtig. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy of haar moeder tevredenheid gevind het. So het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here Israel, nou en vir altyd. Hierdie Hebreëse woordjie wag wat hier vertaal is, kan ook vertaal word as hoop op die Here. Maar hierdie wag op die Here is die vertaling wat die Bybelvertalers gekies het. Die tweede psalm is bietjie langer, maar ek gaan nie die hele uiteindelik psalm lees nie, net die eerste gedeelte. Dis Psalm 77. Ek roep na God om hulp. Ek roep na God, luister mooi, want hy sal my hoor. Wie van ons roep na God en dink, ag, ek weet nou nie of die Here my gaan hoor of nie, want hy sal my hoor. In my nood soek ek my hulp by die Here. Waar anders soek ons as gelowiges ons hulp? By die Here. Ook in die nag, om hierdie deursettingsvermoë van die psalmdigter te beklemtoon, ook in die nag bly my hande in gebed uitgestrek, sonder om moeg te word. En dan hierdie kinkel in die geloofskabel. Ek vind geen troos nie. Ek vind geen troos nie. Ek dink aan God en ek sug. Ek dink na en ek is verslae. Hierdie staan in die Bybel. Ek lees uit Psalm uit. As jy dalk dink hierdie Psalm moes nie in die Bybel opgeneem word nie. Onthou altyd, die psalms wat 'n baie belangrike kultiese rol gespeel het, is die hartsuitdrukking van gelowiges voor God. U laat my wakker lê, ontsteld en sprakeloos. Ek dink aan vroeër dae, aan jare lank gelede. As ek so in die nag lê en terugdink op pyns, vra ek my af, sal die Here vir altyd verstoot en nooit weer genade betoon nie? Het daar vir altyd 'n einde gekom aan sy trou? Geld sy beloftes dan glad nie meer nie. 2 aangrypende psalms. En ek gaan met hierdie 2 psalms werk rondom die gedagtes en ek het al klaar 'n aanvoeling gekry in watter rigting ons gaan werk. Psalm 131, Psalm 77 wat op 2 verskillende maar oorvleelende wyse hulle hartsverlange verwoord. Kom ek begin by Psalm 131. Die eerste 2 woordjies wat daar gebruik word is selfverheffing en hoogmoed. Die digter wil sê hoe hy nie is nie. Vertaal jy hierdie woorde dan vanuit die Hebreëus, is dit pragtig gepas. Selfverheffend kan vertaal word, my hart is nie te hoog nie. Selfverheffend, my hart
is nie te hoog nie. Hoogmoed God mis. Ek gaan God verkeerd verstaan. Hoe, psalmdigter, help my bietjie. Maar laat ek saam met jou dink. In die konteks wat jy skrywe en hoe jy uiteindelik by die rus en die kalmte uitkom, kan ek my nogal hierdie afleidinge maak omdat jy dit nie duidelik uitspel nie. Hoe kan ek as gelowige God misverstaan wanneer selfverheffing en hoogmoed deel is van my verhouding met God? Is om te dink, dalk onder alle omstandighede, dat ek nie morsighede in my lewe gaan ervaar nie. As kind van God, gaan ek dit gespaar word. En ons is nou besig met hoe ons God kan misverstaan. Tweedens, my oë is nie te trots nie, gaan spesifiek in hierdie Hebreëse konteks daaroor, dat ek nie op ander mense sal neersien nie. Here God, as dit dan gaan oor ons geloof, ons kan nogal op ander mense neersien, op ander gelowiges, op ander mense wat nie eers gelowiges is nie. Ja Here, ons het selfs die reg om op ander gelowe ook neer te sien. Ek kan so voortgaan. Maar kom ek neem 'n voorbeeld vanuit Israel, 'n traumatiese voorbeeld waarin hulle God misverstaan het. In die tempel waarna ek ook gister verwys het, 'n plek waar hulle 'n staanplek voor God gehad het, in die tempel, daar was God teenwoordig en alleen daar. Nou word hulle weggevoer in ballingskap en hulle is mismoedig in hulle ballingskap. Nie alleen is die tempel, die woonplek van God se teenwoordigheid vernietig nie, hulle is op hulle eie. Hulle is wragtig op hulle eie sonder God. Hulle moes leer dat God ook daar is in 'n vreemde land, nie alleen in die tempel nie. Bewus van ons blinde kolle, van ons tekortkominge, van ons weerloosheid waaraan ek nog baie spesifiek gaan terugkom, wil ek eers net aanbeweeg na die tweede mis. Somtyds mis ek God in hierdie morsigheid van die lewe. Dit kan so oorweldigend wees, so verpletterend wees, dat ons uiteindelik geen kalmte en rus in die lewe kan vind nie, of selfs nie meer wil lewe nie. Selfs die wat die naaste aan ons is, kan my nie eers altyd help nie. Selfs om tuis te wees binne 'n geloofsgemeenskap is nie vir my genoeg nie. Nee, dis amper soos hierdie uitdrukking wat ons in Afrikaans ken. Daar's 'n lig aan die einde van die tonnel. Hier is nie eers 'n lig nie. Dis pik donker in Psalm 77. Dan mis ek God op 'n totaal ander manier. Nie as misverstand nie, maar as onvervulde verlange. Gaan ek kyk weer na Psalm 131,
die mis van God as onvervulde verlange. In Psalm 131 is hy van die oog en die hart praat. Gebruik hy dit om die totale mens aan te dui, ons in ons totale mens wees. En wanneer hy van die oog praat, gaan dit daaroor hoogmoed, selfverheffing, hoogmoed. Ek sien nie op ander mense neer nie, maar nou gaan hy nog verder en ek is nie besorg oor groot dinge wat bo my vermoë is nie. Vir die psalmdigter beteken dit, ek gaan nie my in God se skoene plaas en allerhande lewensuitsprake maak asof dit oukei is nie. Ek sal vir Tannie Marie, want ek het nie 'n woord gesê toe sy gesê het die Here het haar mini 3 keer gerol. Ek het nooit vir haar 'n woord gesê nie. Ek het net saamgestem die Here is nie 'n goeie bestuurder nie. En dit was oukei. Maar wanneer dit gaan oor hoogs sensitiewe goed vir die integriteit, integra is 'n Latynse woord wat beteken vir die geheel van my verhouding van God, moet ons versigtig wees wanneer links en regs met die diepste hartseer nommer net die mooiste blommetjies gepluk word. Ek sal nie vergeet met die tsunami wat oor een Kersfees was, wat een van ons kerke, die Kersfeestyd was hierdie verskriklike tsunami, ek dink is iets soos 10 jaar terug, het die opmerking gemaak dat God ongelowige mense straf, omdat hulle nie Kersfees vier nie. Ek gaan nie 'n woord gebruik om dit te beskryf nie, want dit is sosiaal onaanvaarbaar. Ek gaan my nie in God se skoene indink en dan met allerlande lewensoordeel, kom ons noem dit slim praatjies. So asof ek my agter die Here se rug kan bevind en oor die Here se rug kan praat oor dit wat in die lewe gebeur. Nee. Ek moet in hierdie morsighede van die lewe my afhanklikheid van God bely, ja. Maar dan bewus van my weerloosheid. Bewus van my weerloosheid, sal ek vind dat in hierdie belydenis daar self energie opgesluit lê. Net om dit te bely op sigself, Here, ek is by 'n nulpunt in my lewe. Reeds daarin lê al energie om met my lewe voort te gaan. Daarom die gebedsoproep aan die einde van hierdie psalm, wag op die Here. Dit gaan nie net oor die bely van jou afhanklikheid nie. Jy moet dit dan lewe ook te midde van hierdie morsighede, met 'n hart wat nie te hoog is nie, met oë wat nie te trots is nie. En nou kom Psalm 77. As my hart dan nie te hoog is nie, en ek is nie hoogmoedig nie, my oë is nie te trots nie. Wat wil Psalm 77 vir ons op 'n baie besondere manier leer in hierdie diep donker van die lewe as ek my daarin bevind? Wat gaan saam met my belydenis van geloofsafhanklikheid van God? Ek het 'n woord hiervoor gemind wat ek nie weet of jagters die enigste is wat dit gaan verstaan nie. Maar die woord wat ek hier gaan gebruik is nagvisie. Nagvisie. Dis om in die donkerte te leer sien wanneer die lantern dood is. Met hierdie voelhandjies wat ek aan die werklikheid wil voel, kan ek nie my weg vind nie, want dit is pikdonker. Dit is die lerende ervaring van nagvisie.
Wat beteken dit? Ek sou graag vir 'n oomblik hier, dit is wat ek Psalm 77 mee wil tipeer, die lerende ervaring van nagvisie. Vanuit hierdie lewensmoegheid, van die psalmdigter se radeloosheid, die psalmdigter se uitsigloosheid, geen doop en dan hierdie besondere woorde. Daar's geen spoor van God nie. Geen spoor. Wat nou? Dis pikdonker. En ten spyte hiervan bely hierdie psalmdigter sy afhanklikheid en weerloosheid. En dan sê hy vir homself, in hierdie donkerte gaan ek net konsentreer op God se grootheid. Gaan ek net konsentreer op God se grootheid en sy getrouheid. Dis al. En weet jy, in hierdie belydenis, in die oopmaak van sy hart